Goeiemôre gemeente. Dit is heerlik om terug te wees. Ek en my gesin was vir so 2 weke bietjie weg gewees in die breek wat hulle vir ons by skool gegee het. So dit was wonderlike gesinstyd en regtig sommer net heerlik om terug te wees in die gemeente. Ons het hierdie week weggespring met ons vergaderingsweek en 'n klomp goed wat aan die gebeur is in die gemeente wat my sommer net weer opgewonde maak om in 'n gemeenskap te wees wat die hande en voete van God is. Ek wil 'n paar goed onder julle aandag bring wat oor die laaste tyd gebeur het en gaan gebeur. En ek wil eers vir julle vra dat julle vir my asseblief net sal let daarop dat die 20ste Mei is ons senior ete. Dit gaan nie hier by die kerk plaasvind nie. Ons het 'n uitstappie wat plaasvind. Ons gaan bietjie na Tali toe, as ek nou reg onthou. So as jy nog nie jou kaartjie gekoop het in die kerkkantoor, dit is beskikbaar by die kerkkantoor, kom kry jou kaartjie. Dit is nou enige iemand 60 en op. As jy al 60 is en jou maat nog nie, dan mag hulle nog steeds saamgaan. So asseblief kom kry die kaartjies en kom kuier lekker saam met ons die oggend. En dan met ons maandag aand ons finansiële vergadering, as iemand dalk wil deel raak daar, as hulle voel dis hulle gawe of hulle talent en hulle wil daar deel raak, wil ek julle uitnooi om môre aand 6:00 saam met ons in te skakel by die vergadering. En dan kan julle glo, ons is al amper om die draai wat dit Pinkster is. So ons begin al dink in hierdie koue weer wat hierdie week ingeskop het aan sop. En ons vra as jy graag 'n pot sop wil maak vir ons vir die Pinkster, asseblief laat weet die kerkkantoor, dan kan ons jou indeel in een van die aande om vir ons 'n pot sop te maak. Die sop is 'n geleentheid waar ons as gemeente na die Pinkster net regtig bymekaar kom en saam kuier en saam gesels. Dis deel van daai koinonia, die saam kuier en die hande en voete van Christus vir mekaar wees. Ek gaan nou so 'n bietjie daaroor sê ook. En dan is ons gemeentekamp ook om die draai, oor 3 naweke, as ek nou reg is, 2 naweke van die of nie, 25 Mei, daai naweek 23 tot 25 Mei. As daar nog enige van julle is wat dalk wil saamkamp, julle het net gekyk hoe lyk die program vir die kwartaal, asseblief laat weer die kerkkantoor so spoedig as moontlik, dan kan ons nog 'n plekjie of 2 daar uitboek vir julle om saam te kom. En dan, ek dink Dominee Johan het laasweek ook gesê, maar ek wil julle herinner dat ons 'n nuwe dame in die kantoor het wat vir die finansies verantwoordelik is, die finansiële deel van die gemeente, Pauline Loubser. Sy is ook deel van ons voorsanggroep. Sy is vanaf die 1 Mei aangestel in die gemeente om daardie pos te doen. So ons is verskriklik dankbaar daarvoor. Sy's 'n ou bekende gesig. Sy was die heel eerste sekretaresse van Dominee Kobus ook in die gemeente gewees. En dis heerlik om haar weer op ons span te hê. Marlene, wat vir ons oor die laaste jaar, meer as 'n jaar gehelp het en afgelos het, maak dan nou einde Mei klaar. So kom draai by die kerkkantoor en kom sê vir haar dankie en sy het so deel geraak van ons lewe en in ons span die laaste jaar, maar ek weet sy gaan nie weg wees nie, sy gaan nog gereeld kom kuier en aflos en help waar ons nodig het. Dan wil ek ook vir gebedsversoeke onder julle aandag bring dat ons sendelinge Andrei en Annemarie Tiaart wat nou onlangs hierso by ons was, einde April, hulle is op hierdie stadium in 'n redelike moeilike situasie waar hulle uitreik in Kionga in Mosambiek, en die detail daarvan sal ons bietjie meer met julle deel dalk op die bulletin. Maar dit het net onder ons aandag gekom dat die omstandighede vir hulle om daar te werk raak baie moeilik, omdat Total onder wie hulle werk en wat vir hulle help met verblyf en daai tipe van dinge is besig. Hulle voel die situasie is te onstabiel en gevaarlik daar waar hulle nou is. So dit los daai 2 sendelinge wat 'n roeping op hulle hart het vir Mosambiek om of terug te kom Suid-Afrika toe of om in 'n tent in Kionga te gaan bly. En dan te moet dink aan hoe hulle vir hulle self verblyf kan skep of kan bou daarso. So dis 'n groot ding wat op hierdie stadium op hulle harte druk. So ek wil vra dat julle saam met hulle in gebed sal wees oor watter kant toe om te gaan en dat die Here wysheid sal gee en 'n oplossing sal bring ook vir hulle daar, want hulle voel in hulle harte geroep om daar te wees en dit voel op hierdie stadium net of alles
teen dit werk. So kom ons bid dat die Here vir hulle deure sal oopmaak. Ons wil ook bid vir Kon en Hananja, Alta wat altyd die ander gedeelte van ons Mosambiek sendelinge, Johan en Adamus, hulle was ook hier gewees onlangs. Alta wat altyd dit gekoördineer het en vir jare die pad saam met hulle gestap het, wat ons in die gemeente ook leer ken het, is hierdie naweek oorlede. En ons wil net bid vir Johan en Ina, ons sendelinge ook in Mosambiek, wat op hierdie stadium 'n groot stuk verlies voel rondom dit, maar ook vir hulle gesin dat die Here hulle sal dra in hierdie tyd. En dan ook Dalena van der Vyver met haar man Willie wat oorlede is oor die naweek, dat ons ook vir haar in ons gebede dra. Dit is 'n klomp goed wat ons ver oggend vir die Here wil kom bring, en voordat ons aangaan met die erediens, voordat ons mekaar groet, wil ek vra dat ons vir 'n oomblik sal stil raak en vir die Here sal vra om hierdie goed wat ek vanoggend vir julle deurgegee het en dit wat jy weet op jou hart leef, vir die Here sal kom gee. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Here, vandag is daar dalk 'n klomp name genoem van mense wat dalk onbekend is vir van ons gemeentelede. Maar Here, ek wil vra dat U dit op ons hart sal druk, dat ons hulle in hierdie week sal dra in die weke wat kom in gebed. Here, dankie vir 'n week se vergaderings wat verby is, ons kommissies wat bymekaar kom, die opgewondenheid van goed wat beweeg in die gemeente. Maar Here, gee ook wysheid vir dit wat voor lê in die week wat kom. Here, dankie vir die wete dat ons U liggaam is, hande en voete ook vir oggend hier in die erediens. En dat wanneer ons na mekaar toe draai en mekaar groet, dit 'n oomblik is waar ons ook U hande en voete is hier in die kerk vandag. Amen. Nou, julle het in my gebed gehoor dat ek vanoggend vir julle sê dat om mekaar te groet in die erediens is ook om hande en voete van Christus te wees. En soos wat die mense inkom, is die groet gelukkige Moedersdag, en ek weet dis 'n groet op 'n klomp mense se lippe vanoggend, maar ek wil sommer net hê dat ons na mekaar toe draai, en ek wil hê die gemeente moet nou mooi oplet, want ek gaan nou vra wat ons elke Sondag maar vra, maar ons probeer uitreik ook na mense wat dalk vreemd of nuut is in die gemeente. So eers wil ek vra of daar dalk nuwe intrekkers is in die gemeente. As julle net so lig julle hand sal opsteek dat die gemeente kan weet waar hulle moet groet. Baie welkom. En dan wil ek vra, is daar enige kuiergaste vanoggend by ons, en dit moet wees want dit is Moedersdag en ons weet dan is daar 'n klomp kinders wat kom kuier. So is daar enige kuiergaste wat vanoggend hier by ons is? Baie welkom, baie welkom. Ons hoop dat julle saam met ons die erediens sal geniet en dat julle die kuier wat julle hier so het geseënd sal vind saam met julle familie of vriende. En ek wil sommer in daai asem ek vra dat ons as gemeente na mekaar toe draai, voor, agter, links, regs. Kom ons groet mekaar en sê vir mekaar welkom vanoggend in hierdie ruimte wat die Here vir ons skep om by mekaar te kom. Ek wil dan, wanneer ons die volgende lied sing, om ook stil te word voor die Here vanuit ons groet uit en ons fokus bietjie meer op die erediens wil rig, wil ek vra dat as daar van die kinders is wat wil my kom help om die kerse aan te steek hier voor, om ons te herinner dat die Here het opgestaan en dat hy leef, dat julle asseblief vir my sal vorentoe kom. Ons het so 7 maatjies nodig terwyl ons hierdie lied sing. So kom ons staan en dan sing ons die lied as ek stil word.
Die kosbaarheid van die kers wat een vir een aangesteek word en die wete dat die lig in ons lewe is, dat die lig nie uitgedoof kan word nie. En ons jong mense wat dit kon kom aansteek met die wete dat hulle 'n kans kry om in die erediens vandag deel te neem, is kosbaar. Want hierdie God wat ons dien, is 'n lewende God. Hy het opgestaan en hy leef. Die hele skepping sing dat U regeer en elke rots skree uit, U is Heer. Die bome wieg deur U asem, Heer, en saggies fluister hul, U het opgestaan. U regeer tot in ewigheid. U is God vir altyd nog. Elke knie sal buig en elke tong bely, U is waardig om geprys te word. U is God. Wat is die mens dat U aan hom dink, die mensekind dat U hom besoek? Slegs minder as die engele gemaak en tog met heerlikheid en eer gekroon. Heilig, heilig, heilig is die Here, wat was, wat is en wat kom. Aan U behoort alle lof en eer tot in alle ewigheid. Genade en vrede vir julle van God ons Vader wat heers oor die groot heelal, en van die Seun wat die koning van die konings is, en van die Heilige Gees wat ons lei in die volle waarheid. Amen. Vandag fokus ons vir 'n klein oomblik in ons erediens ook in 'n dag wat in die wêreld erken word, en dit is Moedersdag. En vir oggend wil ek vir jou vra dat jy vir 'n oomblik na iemand toe draai en met hulle sal deel vir 'n klein oomblik. Wie het God, hierdie God wat ons nou van gepraat het en sy seëngroet ontvang het, wie het hierdie God in jou lewe geplaas as 'n moederfiguur? Dit is nie noodwendig jou eie ma nie, maar dit kan iemand wees wat op jou pad in jou lewe vir jou 'n moederfiguur was. Kom ons draai gou vir 'n oomblik na mekaar toe en ons deel dit met mekaar. Op 'n dag soos vandag kan dit dalk sensitief wees, omdat ons met 'n klomp verskillende emosies vandag in die erediens bymekaar kom oor Moedersdag. Iemand wat dalk 'n moeder verloor het, iemand wat dalk vervreem is van hulle moeder, iemand wat dalk nie 'n kind het nie, iemand wat dalk nooit 'n kind kon hê nie. Vandag vier ons alle tipe moeders en mense wat in ons lewens die rol van versorging, aanmoediging en omgee speel. Dit mag dalk 'n tannie, 'n niggie, 'n ouma, 'n stiefma, onderwyser of net iemand wat jou pad gekruis het wees. Vandag by die deure wanneer ons uitgaan, is daar spesiale kaartjies vir die moeders, ons moederfigure, so daar's een vir elke dame, vir ons kinders ook, met 'n klein knoopie, met klein knopies op wat sê dat moeders of moederfigure is dit wat die Here gebruik om ons samelewing eintlik aan mekaar te bind. So ek wil vra of daar 4 van ons dames of 4 van ons manne is, nie van ons dames nie, 4 van ons manne is wat dalk na die tyd sal kans sien om net vir my by die deur te staan met die mandjie en vir ons help uit te deel. Die mandjies 2 is daar agter en 2 is hier voor. So ek soek 4 manne om vir ons vir die dames vandag uit te deel. Baie dankie. Ek het 1, 2, 3. Baie dankie, nog 1 man. 4, baie dankie. So 2 van julle daar agter, watter 2 gaan vir my agter uitdeel? JJ sal jy sommer vat en Johan sal jy vir my daai kant vat en die manne wat hierdie kant hand opgesteek het, dat julle vir my daai kant, Martin, dat julle vir my hierdie kant uitdeel. Baie dankie. Ek het nogal gedink vanoggend gaan ek die manne vra om vir ons daar te staan en uit te deel, want die kinders is by die kategese betrokke. Maar vanoggend
Wanneer ons erkenning gee vir hierdie moeders in ons lewens, het ek 'n baie spesiale geskenk saamgebring vir hulle en ek wonder of daar een van die kinders is wat vanoggend vir my hierdie wil kom oopmaak, dat julle kan sien, wil jy vir my kom oopmaak? Okay, kom kyk gou-gou. 'n Baie spesiale geskenk vir 'n moeder. Vir hierdie moedersfigure in ons lewe. Okay. Wat is dit? Wat doen hierdie tannie? Hierdie tannie bid. Soveel keer in hierdie laaste week het ek die woorde gehoor, al wat ek kan doen is om vir jou te bid. En die woord al en gebed voel nie vir my of dit in dieselfde woord, in dieselfde sin pas nie. Die eintlike ding wat ons moet sê is, wat ek kan doen is om vir jou te bid. En daarom wil ek vra dat ons vandag vir ons moedersfigure sal bid, baie dankie, wat hierdie rol in ons gemeenskap speel, op soveel verskillende maniere. En daarom wil ek hierdie gebed vandag vir julle lees van Amy Young oor ons moeders. Aan almal wat geboorte geskenk het aan hulle eerste kind, ons vier dit saam met jou. Aan almal wat 'n kind verloor het, ons is hartseer saam met jou. Aan almal wat elke dag met kleintjies in loopgrawe is en die kenteken van kosvlekke dra, ons waardeer jou. Aan almal wat verlies beleef het deur miskrame, mislukte aannemings of kinders wat weggeloop het, ons treur saam met jou. Aan almal wat die moeilike pad van onvrugbaarheid geloop het, ons loop saam met jou. Vergewe ons wanneer ons onsensitiewe goed sê. Aan alle pleegmaas, mentormaas en geestelike maas, ons het jou nodig. Aan almal wat goeie, warm verhoudings met hulle kinders het, ons vier dit saam met jou. Aan almal wat teleurstelling, hartseer en afstand met hulle kinders beleef, ons sit by jou. Aan almal wat vanjaar hulle maas verloor het, ons huil saam met jou. Aan almal wat deur hulle eie maas mishandel is, ons gee erkenning aan jou belewenis. Aan almal wat bestuurslisensie toetse, mediese toetse en die algemene toetse van moederskap oorleef het, ons is beter omdat jy by ons is. Aan almal wat vanjaar leeneste het of gaan hê, ons dink aan jou. Aan almal wat swanger is, beide verwag of verras, ons sien saam met jou uit. Hierdie Moedersdag stap ons saam met elkeen. Moederskap is nie vir die swakkes nie, en ons het helde in ons midde. Ons onthou julle en ons eer julle. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe met dankbare harte vir die kosbare moeders in ons lewens. U het hulle gevorm, diegene wat liefde, sorg, geduld en wysheid bring in elke huis en gesin. Dankie vir die gawe van moederliefde wat soveel van U genade en sorg weerspieël. Ons bid ook vir die geskenk van tyd vir moeders om die balans te vind tussen die verskeie rolle wat hulle speel. Mag hulle tyd neem om vir hulself te sorg, om in stilte te rus en om die klein oomblikke van vreugde met hulle kinders en gesinne te waardeer. U is die gewer van alle tyd. En ons vra dat U elke ma sal lei en haar sal help om haar tyd met wysheid en liefde te vul. Mag hierdie dag een wees van viering, nie net vir die rol van maas nie, maar van die wonder van liefde, geduld, selfopofferende sorg. Mag U ons elkeen help om met moed die vreugde en liefde van moeders elke dag te waardeer en te vier. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ek gaan vanoggend vir Christina vra om vir ons ook ons kers te kom aansteek hier voor, en terwyl sy dit kom doen, wil ons ook vir nie net ons moeders bid vandag nie, maar ons wil bid vir ons gesinne. Die dameskring het gevra dat ons ook hierdie vandag onder ons gemeente se aandag bring. Saam met Moedersdag is dit nasionale biddag vir ons gesinne. En ons wil vra dat julle saam met ons sal bid vir ons gesinne. Bid dat die Here ons gesinne sal dra
in hierdie samelewing en dat dit die kernwaarde sal wees en ons stabiele 'n stabiele fondament vir ons samelewing sal wees. Kom ons sluit vir 'n oomblik die oë en daar waar jy is, bid stil vir ons gesinne vanoggend. Liewe Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe. Ek wil vir U vra, ons is soveel gesinne wat so gelukkig is, wat ongelukkig is, wat struggle in die lewe. Here, ek wil vir U vra, gaan asseblief met elke gesin en beskerm en bewaar elke liewe gesin wat daar is. Beskerm ons kinders, beskerm ons ouers. Dis vandag Moedersdag. Ek wil vir U dankie sê dat U elke moeder daar gevestig het in 'n huis om saam te bind al hierdie moeilike tye waardeur ons gaan. 'n moeder is maar die hart van 'n gesin. Here, ek wil vir U vra, gaan asseblief met ons deur elke dag en seën al ons huwelike en seën al die gesinne wat daar is. Amen. Kom ons staan en ons erken dat hierdie gebed wat ons vanoggend vir die Here gebid het op verskeie maniere en oor verskeie dinge vanoggend die wete is dat God sê oral waar ons is hy by ons. So kom ons staan en ons sing op berge en in dale. Ons styg op, daar is God, omlaag en hoog verheven, ja, oral is my God. Sy troue Vader oor, sien alles van nabij, ons liefheid sy vermoe, word deur sy gees gelei. Die swaalkies behoed, hy bekleed met gras die daal. Die kleinste wormpie voed hy, sorg vir die groot heelal. Roem Christen, heel my liewe, is veilig in my God. Waar alles my begewe, of waar ek lei is God. Waar troue vriende hande, nie red nie, daar is God. Selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Een kosbare beleef en verstaan dat oral is ons God, ook waar ons vanoggend die roetemerker vier in mense se lewens rondom belydenis van geloof en doop. En daarom wil ek julle kom herinner vanoggend dat wanneer ons doop, is dit 'n verbond wat God uit genade met sy kinders sluit. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Paasmaal as teken gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. En daarom kan ons vandag ook uit dankbaarheid en uit gehoorsaamheid vanoggend hierdie roetemerkers vier saam met gemeentelede, saam met persone wat ons mee 'n pad stap hier in die gemeente.
En daarom wil ek vra eerste dat Natasha, dat jy sal vorentoe kom. Vanoggend het ons die voorreg dat Natasha vanoggend belydenis van geloof gaan aflê as lidmaat van ons in die gemeente en dat sy dan ook gedoop gaan word as volwassene. Mense het baie keer die idee dat ons in die NG Kerk net klein doop. Ons doop ook groot as iemand deel raak van ons gemeente wat nog nooit gedoop was in ons gemeente of in 'n susterskerk nie. En daarom raak sy vanoggend op so 'n manier ook deel van die gemeente en daarna word haar eie seentjie dan ook gedoop vir Hunter. En vanoggend wil ek vir jou kom herinner wat die doop beteken en ook vir al ons kinders wat vanoggend gedoop word vir die ouers, dat die doop beteken die doop in die naam van die Vader, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig dat ons wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit en tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het verbind word. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n besealing is van die inlywing in die kerk van Christus Jesus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. En daarom kan die doop aan 'n volwassene alleen bedien word wanneer hulle glo, wanneer hulle die evangelie glo en belydenis doen van hulle sonde en van hulle geloof in die Here Jesus Christus. Daarom mag jy as volwassene alleen gedoop word indien jy bely dat jy in hom as verlosser glo, sodat almal kan hoor dat jy opreg in Christus glo en dat jy begeer om die doop te ontvang as teken en seël van jou inlywing as lewende lidmaat van Christus en in sy gemeente, moet jy op die volgende vrae eerlik antwoord. Ten eerste, glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word die ware en volkome leer van verlossing is. Ten tweede, bely jy op grond van die woord van God dat jy as sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar dat jy deur die geloof in Christus gered is en daarom as lidmaat van die gemeente gedoop behoort te word. Ten derde, verklaar jy dat jy opregte voorneme is om in die Christelike lewe te volhard, die Here te dien en te bely voor die mense en getrou te wees in die erediens. En ten vierde, beloof jy dat jy as vrywilliger jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug. Wat is jou antwoord, Natasha? Ja. Vir die wat agter nie kon hoor nie, sy het vanoggend ja geantwoord en daarom is dit vir my 'n voorreg om vir jou te doop vandag, Natasha. En daarom doop ek jou vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Here, dankie vir die voorreg wat ek 'n pad kon gestap het met Natasha ook en waar sy vanoggend kan kom bely vir die gemeente, U is my verlosser. En dat ons daarom haar ook kon doop om te sê dat sy deel het in hierdie verbond wat U vir ons as U kinders gee. Here, dankie vir die voorreg wat ons dan ook het om vanoggend vir Hunter te kan doop en om dankie te sê vir hierdie kosbare geskenk wat U vir haar en vir Sjaal gegee het. Amen. Nou, vanoggend met Natasha se belydenis van geloof, steek sy ook haar kers vanoggend aan om haar lig so te laat skyn, om te sê dat sy glo.
En daarom wil ek vra, Charles, sal jy dan vir Hunter ook inbring vir ons dan nou vanoggend hierso? Hallo Hunter. Hallo Charles. Staan so nie so by Natasha. Natasha, ek gaan vir jou vra om te antwoord op die volgende doopvraag. Bely jy dat Hunter as 'n sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar in Christus aan God behoort en as 'n lidmaat van sy gemeente gedoop moet word? Bely jy dat die leer in die Ou Testament, die artikels van die Christelike geloof wat in die kerk geleer is, soos wat jy nou net bely het, die ware en volkomme verlossing is? En beloof jy om vir Hunter te leer en te onderrig en te laat onderrig, dat hy ook eendag soos jy kan sê, ek ken die Here? Wat is jou antwoord? Charles, ek wil vir jou vra of jy saam met Natasha vir Hunter sal leer wie die Here is in julle huisgesin en vir hom sal leer wie dit is wat vir hom liefhet. Wat is jou antwoord? Dan is dit vir my voorreg vanoggend om vir Hunter dan ook te doop. En ek gaan vir Natasha vra, steek hierso vir my sommer by hierdie kers aan, want dit is jou en Charles se geloofslewe wat vir Hunter ook die lig in sy lewe sal aansteek, wat die hele as voorbeeld vir hom leef van wie God is. Dankie julle om vir my nader bring. Sy. Hunter, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Hunter, gaan jy saam met my kom? Gaan goed daar na mamma toe. Sy, ons doop vandag 'n paar ouer babatjies en dit is inkennig oor wie hulle toelaat wat hulle vashou. As julle vir 'n oomblik sal vorentoe staan, dat ek net vir die gemeente hierso is, julle nuutste lidmaat, Hunter Benzien, ek wil vra dat julle hom sal aanvaar in die gemeente en vir hulle sal help om vir hom die pad te wys, dat hy ook sal weet wie dit is, wat vir hom liefhet en wat vanoggend hierdie belofte aan hom maak. Ons het saam met dit, ek gaan julle kerse vir julle, net dat dit hierso kan staan, dat ek was net nou droog word, maar hierso is die doopsertifikaat en die Bybel. Mag julle iets beleef van God se wonder ook, wanneer julle hierdie pad stap met hom om vir God te leer ken. Baie dankie. Tweede wil ek vandag gaan ons vir Lienke doop. Nou Lienke het 'n sussie ook wat hierso is en ons het voor die erediens het ek vir Gemma gewys wat gaan gebeur, so ek wil net gou 'n stoel nader trek vir haar, dat sy ook kan deel wees van vanoggend. Sy Franco en Giselle, dan sê Gemma, wil jy hier op die stoel staan? Kom, ek bring hier die stoel net, wag, laat ek die stoel gou 'n bietjie nader skuif. Daar sê, reg. Franco, miskien moet jy dalk net hier so by haar staan, dat sy nie afval nie, as hy. Vanoggend gaan ons vir julle albei ook 'n kersie aansteek. Gemma het nog nie 'n kersie gekry nie, so ons gaan vir haar ook 'n kersie huis toe gee, dat sy saam met Sissie op haar doopverjaarsdag ook haar kersie kan aansteek. Julle het nou die doopvraag gehoor, maar ek gaan dit vir julle weer vra. Ek gaan vir julle vra, bely julle dat Lienke as 'n sondaar in die wêreld gekom het en onder oordeel van God staan, maar in Christus aan God behoort en as 'n lidmaat van ons gemeente gedoop moet word. Ons bely dat die leer van die Ou en die Nuwe, bely jy dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, die artikels van die Christelike geloof wat in die kerk geleer word, die ware en volkomme leer van verlossing is. En beloof jy om hierdie kind in die leer en die onderrig te laat te leer en te laat onderrig? Franco, wat is jou antwoord? Giselle, gaan jy hom bystaan en hom help dat Lienke sal leer wie die Here is,
Dat sy sal beleef dat daar niemand anderste is wat vir haar so lief is as juis God nie. En dat Lienke vir ewig sal weet dat die Here haar naam in sy handpalm gegraveer het. Wat is jou antwoord? Dan kan jy vir haar nader bring, sy slaap nou. Sy is ook geslaap toe sy gedoop het. Lienke van der Heever, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Giselle, ek wil gou vir jou sê, Gemma, sit jou hand hier in. Jy is ook gedoop, voel jy so in jou kop, voel jy net is dit daar so. Toe jy klein was, is jy ook gedoop, net so sussie. Wil jy vir my weer die kersies aansteek? Papa kan jou help daar so. Dan steek julle die kersies aan, jou nou omdat jy gedoop is. Nou vinnige druk is. Kan ek vir jou vra om so lank vorentoe te staan, Giselle? Gemeente, hierso is nog 'n nuwe lidmaat by ons in die gemeente vanoggend. Aanvaar haar en dra haar ook saam met haar ouers hierso in die gemeente en gemeenskap vir Lienke van der Heever. Sal julle asseblief vir hulle ook in 'n gebed dra in hierdie pad wat hulle stap. Dan sê baie dankie Gemma. Baie dankie julle. Hierso is julle Bybel en julle kruisie. Skus, ek gaan net nou vir julle, kan julle kersse kom haal hoor. Gemma, hier is jou boekie. Sy het so uitgesien na haar boekie. Nou kan jy hom kyk in die kerk, hoor. En dan is dit ook vanoggend 'n voorreg om vir Heisley Sky Witsch te doop vanoggend. En ek wil vra dat julle haar sal vorentoe bring vir my. Vanoggend is dit ook 'n voorreg om vir Heisley te kom doop en haar te kom herinner dat God vir haar liefhet. En daarom wil ek eers vir jou vra, en Dominique, ek wil vir jou die vra rondom jou blynis met hierdie roetemerker van die doop in jou kind se lewe. Bely jy dat hoewel Heisley as sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar in Christus aan God behoort en as 'n lidmaat van die gemeente behoort gedoop te word. Bely jy dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, die artikels van die Christelike geloof wat in die kerk geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En beloof jy om hierdie kind te leer, vir Heisley te leer en te onderrig en te laat onderrig. Wat is jou antwoord? Ja. Nou ma en pa staan saam met haar vandag hier so, hulle stap die pad saam met haar. En ek wil saam met julle en die gemeente vir julle vra, met al 3 ons kinders wat vanoggend gedoop is, en vir Natasha, gemeente, sal julle hierdie pad saam met hulle stap, en hulle ook lei. Wat is julle antwoord? Heisley, ek kan vir haar nader bring. Heisley Sky, ek doop jy in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Here, baie dankie vir hierdie kosbare oomblik vanoggend waar ons 3 babatjies na U toe kan bring, 3 kinders na U toe kan bring, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend te kan bely dat U vir hulle sê dat U vir hulle God sal wees. Amen. Ek vra dat ons vir haar ook 'n kersie sal aansteek. Kan ek sommer vra dat jy vir haar sal aansteek? En hier is vir jou 'n kruisie. Om vir mamma moet jou leer weet wat dit beteken dat Jesus vir jou baie lief is, hoor. Jy kan hom vat. Daar is hy. Daar gee sy vir ouma aan. Daar is hy, ouma. Staan net vir 'n oomblik vorentoe.
Gemeente, ek wil vir julle bekendstel ook dan nou vir Huislie vanoggend, een van ons nuwe lidmate vanoggend. Mag julle haar dra en haar vir haar bid en ja, eendag ergens dalk op pad kruis met sonnaarskool of in die skool en dra hierdie ma en ouma en oupa en ook vir klein Huislie om die Here te leer ken in hulle lewe. Baie dankie julle. Baie dankie. Ek wil vra dat ons staan en terwyl ons staan gaan die kinders uitbeweeg. Dit was my belangrik dat hulle moes deel wees van die doopoggend vanoggend, maar ons gaan sing Jesus groot bo almal om te vier dat die Here hierdie groote God in elkeen van hierdie kinders se lewens ook is. So ek wil vra dat ons staan en dan sing ons Jesus groot bo almal terwyl ons kinders uitbeweeg. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Heere, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee u, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Kom ons sluit net vir 'n oomblik weer die oë. Here, waar hierdie dope so deel is van ons erediens en dit wat ons glo U vir ons sê. Here, wil ek vra dat wanneer ons dan ook nou die woord oopmaak, dat ons iets sal beleef van broodbreek oomblikke ook vanoggend. Here, ek wil vra dat U vir ons oë sal oopmaak, dat ons U sal sien. Amen. Ons lees vanoggend uit Lukas 24 uit. En hierdie dope was dalk vanoggend vir een van julle 'n broodbreek oomblik. Ek sal net nou meer verduidelik oor die broodbreek oomblik. Maar vir hierdie ouers was dit dalk 'n broodbreek oomblik. Vanoggend se groet in die kerk is dalk vir jou 'n broodbreek oomblik gewees. Maar vanoggend lees ons uit uit Lukas 24 uit, oor 'n broodbreek oomblik wat twee mense beleef het, toe hulle blind was en vir God nie raak gesien het nie, en hoe hulle toe vir God raak sien. Ek gaan lees vanaf vers 13 af, maar ek wil vinnig vertel die vorige gedeelte vanaf vers 1 af, is die opstanding van Jesus uit die graf uit, waar Maria by die graf kom, sy sien die graf is leeg, sy gaan sê vir Petrus, hy hardloop soontoe, hy gaan kyk, hy sien die graf is leeg, en dan die hele ontmoeting, net die belewenis van Maria Magdalena, wat hulle ook sê, dat hulle het besef, Jesus is nie meer dood nie, hy leef. Vanaf vers 13 af, op dieselfde dag was daar twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam van Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels het en gedagtes gewissel het, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk,
En hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie daar kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue daar gesê het, maar hom het hulle nie daar gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking gehad het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly, en terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie?" Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê: "Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hy het aan hulle bekend geword toe hy die brood gebreek het. Ons lees net tot daarso. Pyn en teleurstelling en twyfel is definitief, dink ek, iets van die emosie wat gesien kon word op die Emmausganger se gesig. Omdat hulle verwag het, soos al die ander, dat Jesus die verlossing sou bring, maar die verlossing vir 'n volk wat onderdruk was, wat gevoel het, hulle het iemand nodig om op te staan en vir hulle kom uitlei, 'n leier wees. Hulle het gehoop dat Israel verlos sou word. Maar dit het nie gebeur nie. In hulle oë, en jy hoor dit as hulle begin praat van die profeet. Toe Jesus vra maar van wie praat julle? Toe sê hulle, waar was u dat u nie weet van hierdie profeet? So hulle het toe nog steeds nie half erkenning gehad dat Jesus die seun van God is nie. Die teleurstelling wat plaasgevind in hulle lewe, om te besef dat hierdie God is heeltemal, of hierdie Jesus is heeltemal iemand anderster as wat hulle gedink het hy sou wees. En wat hulle die meeste ontstel het, is die gebabbel van die vroue wat sê dat engele met hulle gepraat het, en dat Jesus blykbaar nie meer dood is nie. En hulle eie ondersoek en vriende se ondersoek in die liggaam in die graf, is dat hy nie daar is nie. En dit maak hulle nog meer neerslagtig. Hulle is de mekaar. Dis amper half asof hulle wou gesê het, jy moes vroeër hier gewees het, dat jy kon weet wie hierdie Jesus was, sodat jy kon voel en verstaan, hoekom is ons neerslagtig, hoekom voel ons so te neergedruk, en hoekom is ons gesprek so negatief, terwyl ons stap. Is gister regtig beter? Die Here kan misleidend wees, die manier waarop ons self na die skrif kyk kan misleidend wees. Wanneer ons glo wat ons graag wil, word dit selfs moeiliker om die hand van God in die gemors rondom ons raak te sien. Selfs wanneer ander hoop met ons deel, sukkel 'n mens baie keer om verby mense eie moedeloosheid raak te sien. En dan is daar baie keer hierdie eie ondersoeke wat ons loods om te probeer om die waarheid raak te sien. Ons sien dit toe Petrus graf toe hardloop en self wil gaan kyk, is dit regtig waar?
is Jesus regtig nie daar nie. En toe hy van daar wegstap, het hy nog self hom gewonder, wat het regtig gebeur? Die Message vertaling sê, he walked away puzzled, shaking his head. Die Emmausgangers kon nie hierdie storie van die vroue glo nie, al het ander ook bevestig dat Jesus het opgestaan. Hulle was verblind deur dit wat hulle gesien het, deur dit wat hulle beleef het die laaste ruk. Maar hoe kom hierdie deurbraak? Wat maak die verskil? Jesus se verduideliking van die skrif wat hy oopgebreek het en oopgelê het vir hierdie manne terwyl hy saam met hulle gewandel het, lees ons later wat hulle sê, toe Jesus klaar weg was, het daar nie 'n warm gevoel in ons plaasgevind nie? Het daar nie iets in ons harte gebeur, toe hierdie man vir ons die skrif uitgelê het nie? Maar die waarheid was dat toe Jesus vir hulle die woord openbaar, die skrif duidelik maak, toe hy die brood gebreek het vir hulle, toe het hulle besef, dat dit wat Jesus sê, is waar. En die verskil kom in, van Jesus wat dood is, teenoor Jesus wat opgestaan het en leef. Vir die Emmausgangers was Jesus nog dood gewees, al het hulle gehoor hy het opgestaan, al was daar getuies wat sê hy leef. Vir hulle was hy dood. Maar die oomblik toe Jesus die brood breek, en hulle besef hy lewe, het die verskil in hulle lewe gekom. Tom Wright het geskryf wat hy sê, partykeer kyk 'n mens na die Bybel van die verkeerde kant af, mens kyk na die Bybel van verkeerde kant van die teleskoop af. Nou ek weet nie wie van julle het al 'n teleskoop, as jy van die een kant af kyk, dan vergroot dit alles. As jy van die ander kant af kyk, kan jy skaars sien wat jy moet raak sien. En partykeer kyk ons na die woord van die Here van verkeerde kant af. Kyk ons amper half na God en wie hy is, vanuit 'n klein verstaan van, hy het opgestaan, ons het dit gehoor, maar ons weet hy leef, maar leef hy werklik in jou? Is die selfde opstandingskrag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat die Bybel sê in my en jou leef, 'n werklikheid in jou lewe? Of kyk jy na hierdie gebeure van die ander kant van die teleskoop af, en weet jy nie eintlik waar jy in hierdie groot verhaal inpas nie? Die Emmausgangers kon in die eerste plek nie die gebeure van Paasfees koppel aan God se groot verlossingsverhaal nie. Maar soos wat Jesus vir hulle die skrifte uitgelê het langs die pad, en die brood vir hulle breek, daar waar hy saam met hulle sit, toe breek die prentjie vir hulle oop. Ek wil amper sê die skakels het in mekaar geval. As ek nou my regte verstaan en lees verstaan, is dit die eerste keer wat daar weer brood gebreek is, wat Jesus die brood gebreek het, nadat hy dit vir die disippels gebreek het, voor sy kruisiging. Voor die kruisiging kon hulle nie regtig 'n begrip hê van wat dit beteken toe Jesus vir hulle gesê het, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek gaan word nie. Want hulle het nie idee gehad wat daai volgende dag op die kruis sou gebeur met die kruisiging van Jesus nie. En die waarde daarvan dat dit 'n werklikheid is, het eers 3 dae later vir hulle ingeskop, toe hulle besef dat Jesus leef en hy leef regtig. Ons het God se teenwoordigheid, se lewende teenwoordigheid in ons lewe nodig om te verstaan en te weet dat Jesus leef. As ons na stories luister van mense, dan hoor 'n mens hoe die woord van die Here lewend en kragtig 'n verskil maak. Ek wil een storie met julle deel, 'n Joodse oorlewende van die Tweede Wêreldoorlog, Rose Price, vertel haar verhaal van misverstaan tot verstaan.
Die nazi-soldate het byna elke dag haar daaraan herinner dat Jesus gesê het dat hulle geslaan moet word. Sy het Jesus gehaat. Hulle het die godsdiens gebruik om goed te keer wat hulle doen. Toe Rose na die oorlog in Amerika gaan woon, het sy getrou en haar kinders is gebore. En een dag het haar dogter uit die skool by die huis gekom en gesê, sy glo in Jesus Christus. Hy is die Joodse Messias. Sy het haar dogter uit die huis uitgejaag, haar uitgesit, want in bitterheid moes sy die heeltyd beleef hoe hierdie in die naam van Jesus sy geslaan en mishandel en mense gemoor word. Toe word haar man 'n Christen en dit was vir Rose baie moeilik. Sy kon nie eens in haar eie God glo na alles wat gebeur het nie. Wat nog Jesus? En op 'n dag het sy na die kelder van haar huis gegaan en sy het daar begin om die Bybel te lees, want sy wou hierdie moordenaar Jesus vind. Sy wil dit vir haar gesin kon ontbloot om te sê, maar verstaan julle nie hoekom ek nie in hierdie Jesus glo nie en dat julle die pad duister is. Vir 5 dae het sy die Bybel gelees en daar ontdek sy in die skrif 'n ander Jesus as wat sy verwag het. So het sy ontdek dat Jesus nie die moordenaar is nie. Hy het nie haar familie doodgemaak nie. Hy is die een wat vir haar gesterf het. Hy het haar lief. Sy het die God van Israel in Jesus Christus ontmoet. Sy het ontdek, Jesus is die lam van God wat haar sonde weggeneem het. Hoe klink jou storie van die woord wat oopgebreek is? Hoe klink jou storie van Jesus aan die werk in jou lewe? Waar het jy vir Jesus die afgelope week raak gesien? Dit was dieselfde vraag wat Dominee Johan vir julle laasweek gevra het. Julle ook uitgedaag het om hom te soek. Waar het jy vir Jesus ontmoet? Hierdie 2 Emmausgangers, ons praat van hulle as die Emmausgangers, want hulle was op pad na Emmaus toe, het nie 'n Damaskus ervaring soos Paulus gehad daar op die pad nie, maar daar waar hulle aan tafel gaan sit het, en saam geëet het, was die oomblik wat hulle beleef het wie God is, deur Jesus in hulle lewe. Deur Jesus wat skielik vir hulle 'n realiteit geword het. Ons is reisigers op hierdie pad. Die waarheid breek nie vir almal op dieselfde tyd en op dieselfde manier oop nie. Soms neem dit jou 'n lang tyd. Neem dit jou 'n lang tyd om die waarheid te glo wat nog altyd daar is. Daar is soveel voorbeelde uit die Bybel uit. Jesus wat die vroue moes teregwys om te sê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood uit opgewek. So het hy met hulle gepraat en vir hulle weer herinner en die brood eintlik vir hulle gebreek, vir hulle gewys wie hy is. Hy moes dit met die Emmausgangers doen wat hy gesê het, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? En dan lê hy vir hulle die skrif uit en hy breek die brood en hulle sien hom vir wie hy is en dit maak 'n verskil in hulle lewe. Hy moes dit met die disippels doen. Waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Dis die verdere gedeelte vers 38 in Lukas 24 toe Jesus aan die disippels verskyn. Hoekom sien julle my nie raak nie? Hoekom verstaan julle nie wie ek is nie? Waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? En hy doen dit vandag nog met ons. Uiteindelik is sy doel dat ons sal onthou, gekoppel aan die waarheid van God se woord, word ons harte warm. Hy kom herinner ons wie hy is. Met die viering van die doop, vier ons ook ons eie doop en die wete dat hy vir ons sê, dat hy wil vir ons 'n God wees.
Met die viering van die nagmaal, die breek van die brood en die drink van die wyn of die sap, is dit vir ons die herinnering en die realiteit en die wete dat hy in ons lewe lewend wil wees en ons elke dag herinner aan wie hy is. Wat is dit wat gemaak het dat jy vir Jesus raak gesien het in hierdie laaste week? Waar het jy hom raak gesien? Wanneer was dit vir jou 'n broodbreek oomblik wat jou oë oopgegaan het om te besef dat God wat nog altyd sy hand na jou toe uitsteek, is dit jou oomblik om jou hand terug te sit in sy hand? As jy daai oomblik al beleef het, is dit kosbaar. Mag jy dag na dag herinner word en elke dag vir God raak sien. As jy nog nie daai broodbreek oomblik in jou lewe beleef het nie, God breek die brood vandag vir jou. Hy leef. Hy is nie dood nie. En hy wil daai lewende God in jou lewe wees. Hy wil daai oorwinning in jou lewe wees. Hy wil jou oë vanoggend kom oopmaak. Wanneer ons die woord begryp, dan raak ons outomaties getuies daarvan. En dra ons dit weer uit. Maar jy kan dit slegs doen as hierdie brood vir jou gebreek het. Tom Wright skryf dat Kleopas se verwarring het net 'n klein aanpassing nodig gehad om dit in 'n blye formulering van geloof in Jesus te verander. Sy woorde was, hulle het hom gekruisig en ons het so gehoop dit is hy wat Israel sal verlos. Kort nadat Jesus ingegryp het en die brood gebreek het, is sy getuienis, hulle het hom gekruisig en so het hy ons verlossing vir Israel gebring. Ons hoef nie meer te sê nie, julle moes gister hier gewees het, julle moes beleef het wie Jesus was op aarde nie. Die nederlaag en mislukkings maak plek vir oorwinning. Hy leef en ons leef met hom. Ons kan sê, julle moet sien wat vir ons wag. Want hy het die brood gebreek, hy het ons oë oopgemaak. Ons leef saam met hom. Kom ons sluit die oë. Here, vir so baie mense is die werklikheid dat hy opgestaan het glad nie 'n werklikheid nie. Is die werklikheid dat u leef en dat u in en deur ons wil leef nie 'n werklikheid nie. Vir baie, selfs mense wat vandag hier sit, is hulle blind vir wat u in hulle lewe wil wees en wil doen. Here, daarom wil ons vra, breek die brood vir ons oop vandag. Met die brood wat breek, breek die woord oop. U sê dat u woord is lewende brood. Breek dit vandag hier in ons midde oop. Sodat ons ook kan getuig soos die vroue en soos die disippels en die Emmausgangers, ons het u gesien, u leef, u is 'n werklikheid. Here, mag ons dit beleef, dat ons 'n lewe in vreugde kan leef tussen seer en stikkend en dit wat ons lewe vir ons so moeilik maak. Mag ons leef deur die waarheid. Jesus leef en hy het opgestaan en hy leef in my en in jou. Amen. Daar's 'n lied wat vir my baie kosbaar is. I can only imagine. En hierdie lied sê, ek kan myself net probeer indink, hoe sou dit wees om eendag in die teenwoordigheid van God te wees. Maar met my preekvoorbereiding het ek op 'n ander weergawe van hierdie lied afgekom waar hulle
gedeeltes uit die fliek Chosen, uit die reeks Chosen uitgevat het en dit eintlik skryf van hy is hier vandag by ons en hulle het beelde gebruik vanuit die gedeelte waar Jesus tussen die mense beweeg het. En ek wil dit met julle deel vanoggend. 'n stukkie belewenis en die vreugde van toe God tussen hulle beweeg het. Mag daai vreugde ook oopbreek saam met die brood wat gebreek is in jou lewe. Ek wil vra dat julle daarna kyk terwyl ons die Here dien met ons offergawes. Mag julle iets beleef, soos wat julle in hierdie video ook gesien het, van die vreugde van Jesus, van die opstanding wat waar is in jou lewe. Mag die brood vandag vir jou ook breek, dat jou oë oopgaan, dat jy hom raak sien. Kom ons sluit af met die lied Here God van liefde, waar ons ook al gaan, weet ons is U by ons. Kom ons staan en ons sluit af met hierdie lied. Here God van liefde waar ons ook mag gaan, wil ons in die skadu by U staan, hoor ons gebede, hoor ons loflied styg as ons aan U ons dank betaal. Here, U genade het ons hier behou, in die hand van liefde vastgehou. Word nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën, Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil verlewe op U almal steen, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons weer aan. Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in die skadu by U staan, hoor ons gebede, hoor ons loflied styg as ons aan U ons dank betaal. Here, U genade het ons hier behou, in die hand van liefde vastgehou. Word nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën, Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil verewig om U almal seën, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Heer Jesus, neem ons weer aan. Heer Jesus, neem ons weer aan. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe lig en aan jou vrede gee. Mag die Here die brood breek vandag in jou lewe. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen.
dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so